Goeiemôre. Ons kuier nog saam met die Here Jesus, waar hy van tyd tot tyd in konfrontasie gekom het met die Fariseërs. Vandag wil ek graag bietjie met jou gesels oor die konfrontasie oor die grootste gebod. Nou, ek het opgemerk dat die Fariseërs oral was. Waar die Here Jesus ook al hom bevind het, lyk vir my was daar maar 'n Fariseër of twee wat gereed gestaan het om iets te sê en om hom te kritiseer. Dit voel vir my amper, dit is soos 'n klomp vlee wat agter 'n leeumannetjie aanloop en hom net irriteer. Eintlik leer ons geweldig baie daaruit. Nou, die gesprek oor die grootste gebod vind ons in Matteus 22 vers 34 tot 40, as ook in Markus 12 vers 28 tot 34 en ook in Lukas 10 vers 25 tot 28. Dis baie duidelik dat die doel van die Fariseërs was om hom te probeer vastrek. En daarom het een van hulle vir hom gevra: Here, wat is die grootste gebod in die wet? Nou die Here Jesus kon dalk vir hulle gesê het: mense, het ek nie al vir julle gesê, ek het die wet kom vervul, vergeet van die wet, luister net na my, ek weet wat julle behoort te weet en ek sal dit ook vir julle sê, of julle dit wil glo of nie. En hier verras die Here hulle. Hy haal aan uit die Ou Testament en hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand. En die tweede wat daarmee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hy sê dan, in hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Hulle moes verbaas gewees het, dat die Here nie iets anders probeer sê het nie, maar bloot dit wat hulle geweet het aan hulle bevestig het. Liefde vir God, liefde vir jou naaste, en liefde vir jouself. Daarin is alles wat die Here van ons verwag, saamgevat. Met ander woorde, dit is nie so eenvoudig soos wat die woorde lyk nie, en die moeite werd om seker te maak dat jy weet wat dit beteken. Beoefen vandag bietjie meer liefde en kyk wat gebeur. Mooi loop.